Goeiedag en baie welkom. Ons is vandag opgewonde. Hoekom? Want dit is lekker koud. Nee, want Here, dit is ons tyd saam met U. En as ek begin, dan groet ek jou in die naam van Jesus, my koning, my verlosser, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God onze Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Vandag is dit Vadersdag op ons kalender. En ek wil namens alle kinders en kleinkinders en agterkleinkinders en halwe kinders en stiefkinders en geestelike kinders. Ek het so 'n oulike prentjie gekry vanoggend wat dit alles so opgestaan het. Aan alle kinders, namens alle kinders, wil ek in die naam van Jesus vir die paas, alle vaders vanoggend sê 'n gelukkige en 'n geseënde Vadersdag in Jesus naam, in die wil van die Here en in die weë van die Here. En ek wil graag 'n woord aan die Here ook saam gee. Nou gaan dit klink, seker by die paas, nee, baie snaaks. Uit Efesiërs hoofstuk 6 vers 1 tot 4, 'n woord op Vadersdag aan die kinders. Dit lees: Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Eer jou vader en jou moeder. Amen. En aan die paas wil ek sê, namens die kinders, en hopelik is dit die geval vanoggend, dat jy, ons sê, is my moeilik, want ek het nooit 'n pa gehad, eintlik nie. Maar, iets soos liefste pa, jy is nie net my pa nie, maar ook my beste vriend. Wees jou kind se beste vriend, dat hy nie in vrees met jou lewe nie. Dankie vir alles wat jy vir my doen. Jy is goud werd van jou kind, of dit nou jou meisiekind of jou seunskind is, van jou kind. Jy is vir my goud werd. En wys vir jou ouers, wys vir jou pa, dat hy goud werd is. Nie net een keer 'n jaar op Vadersdag, dan kom hierdie mooi woordjies nie, en die res van die jaar is dit 'n gebekleierery, en dis daarom hulle ook gesê, paas, wees 'n pa, maak seker jy's 'n pa die hele jaar vir jou kinders. 'n Pa wat optree soos 'n pa van die Here. Geseënde Vadersdag vir almal. En kom ons sluit die oë. Vader, in die naam van Jesus vra ek op hierdie Vadersdag, open ons ore en ons harte, sodat ons U stem kan hoor. Help ons om te luister as vaders, Here, vir daai matter as moeders, as kinders, en gee ons wysheid, gee vir ons wysheid, Here, om U waarheid uit te leef. Seën ons, wanneer ons vanoggend bevoorreg is, wanneer ons hierdie boodskap luister, om dit saam met ons kinders te doen. Saam te luister na U woord. In die naam van Jesus bid ek vir hulle elke een. Maak dit 'n geseënde
Vadersdag. Hier gaan ook so saam met elke ander ene, elke een, Here, wat in 'n siekte toestand is, wat in 'n finansiële benarie is, Here, wat in 'n verhoudingsprobleem is, ek draai elke een aan U op. Laat U goeie wil geskied, Here. Behoed hulle, elke een van die bose. Laat U goeie wil en slegs U goeie wil in elkeen se lewe geskied. Raak die siekes aan vir herstel verhoudings. Here, voorsien aan U kinders se behoeftes in Jesus naam. Amen. En amen. Prys die Here. Daar sê, dankie Here. Ek het dit nou al gesê en ek gaan dit weer sê, dit is Vadersdag en daar is seker baie min dinge belangriker vir gelowige en ek wil dit verander nie net na vaders nie, maar ouers. As baie min dinge belangriker vir gelowige ouers as die redding van hulle kinders. Gelowige ouers. Ouers wat in die wêreld is, wat nie die Here ken nie, wat hulle is nie gepla oor 'n ding soos my kinders is gered of hulle gered is of nie, want hulle is nie gepla of hulle gered is nie, maar wel die gelowige ouers. En daar is min, wil ek ook sê, min kan 'n ouer hart seker meer breek as kinders wat hulle rug op die Here en sy evangelie draai. Min kan 'n gelowige ouer so breek soos dit. En dan kom die vraag na vore altyd, wat ons dink, wat ons vra. Here, sal my kinders gered word? Ek het alles gedoen as ek moontlik kan. Ekskuus. Sit die lekkertjie in my hemel te vas. Ons het alles gedoen om ons kinders op te voed in U woord en in U weë, en dan draai hulle rugte teen U. Dan is daar baie vals sieninge oor wat sal gebeur met die kinders. Baie Christene glo dat die Here anders met hulle kinders werk as met die ongelowige se kinders. Baie so amper asof God twee stelle standaarde het. Een vir gelowige kinders, gelowige ouers se kinders en ongelowiges. Want hulle baseer dit op 'n bepaalde verstaan van die genadeverbond. Die probleem is, afgesien daarvan, dat daar geen Bybelse grond is vir so 'n beskouing nie, is dit soveel kinders word in Christenhuise groot. En mettertyd gooi hulle geloofsopvoeding oorboord. Of hulle word in Christenhuise groot en dan groei hulle niks verder, hulle kom niks verder as, ek wil dit noem, kulturele soort Christene. Omdat dit maar die kultuur is ons Christene. Nou, as dit oor redding gaan van kinders, dan gryp baie ouers na 1 Korintiërs 7 vers 14. Daar staan, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Nou baie mense verstaan daardie teks in hulle eie verstande.
Dit wil sê wat die oorspronklike Griekse teks lees, die ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou. En die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man. Dit is wat in die oorspronklike teks staan. Anders, ja, dan gaan hy nog aan, dan sê dit, anders sou julle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God. Baie mense hou aan daardie teks vas met die verstande dat die kinders outomaties gered is. Nou, as om te heilig beteken, om te red, sou dit beteken dat kinders gered word op grond van een of beide ouers se geloof. Nie op hulle geloof nie, op die ouers se geloof. Dan moet dit ook gesê word dat 'n gelowige vrou haar ongelowige man se redding verseker en omgekeerd. En duidelik is dit nie wat die woord van die Here sê nie. Duidelik nie. Ek wil sê, in die konteks wil Paulus iemand wat tot die geloof gekom het, ontmoedig om van 'n ongelowige huweliksmaat te skei. Dit is die doel hierso, dat die gelowige nie van die ongelowige skei nie. Hoekom? Want in vers 14 is 'n baie belangrike rede word aangevoer. Om iets te heilig beteken om dit een kant neer te sit. Dit is om iets te heilig. En om dit af te sonder. So Paulus sê dus vir die gelowige huweliksmaat, jou ongelowige eggenoot, asook jou kinders is op sy gesit. Hulle is besonder bevoorreg. Nie gered nie, hulle is net op sy gesit. Waarom? Want die ongelowige leef in die huwelik heeldag. Die ongelowige man, ongelowige kinders, hulle lewe heeldag saam met iemand wat die aangename geur van Christus versprei. En dit gaan teenoor hulle afsmeer. Die kinders van kleins af hoor hulle die evangelie. Baie belangrik. Ons red nie ons kinders nie, maar ons sit, Here, dankie omdat ons gered is ons kinders in 'n besonderse posisie gesit. Baie beter posisie as die ongelowige se kinders, want hulle hoor van kleins af die evangelie. Hulle sien van kleins af hierdie reuk, hierdie geur van die Here wat uitgestraal word deur die ouers. Wow. En na alle waarskynlikheid sal dit daartoe lei dat ook hulle uiteindelik tot geloof sal kom. Weereens, dat hulle tot geloof sal kom, nie dat hulle outomaties gered is nie. So die apostel sê hierso in daai stukkie, moet nie loop nie. Die Here wil jou in hulle lewens gebruik. Nou in vers 14. As hy het baie korter kon sit, so hy sê, moenie loop nie. Ek wil jou in hulle lewens gebruik. Nou so verklaring maak al die sin in die wêreld, sou ek dink. Want feitelik almal wat tot geloof kom tot bekering na aanleiding waarvan van hulle kontak met een of meer Christen of Christene.
Mense sit nie net sommer eendag en nou ewesklik besluit hy, ek wil gered word nie. Nee, dit kom uit kontak met Christene. Hulle het daai iets anders. Het jy gesien? Daar is 'n vrede wat uit daai een, uit haar, uit hom, uit net so uit. Jy ervaar die vrede. Dit is iets wat hulle aan die Christene sien. Nou, wil ek sê, die beginsel van 2 of meer oorskynlike onverzoenbare waarhede in die skrif is 'n les wat elke Christen moet baie gou en baie goed moet leer. Een is dat as 'n reël werk God mildelik en organies. Die begrip mildelik dui op 'n onregstreekse en indirekte werkswyse op die gebruik van allerlei middele, omstandighede, instrumente en agente om 'n doelwit te bereik. Veral staan dit vas dat God spesifiek sy kinders as instrumente en medewerkers as gereedskap gebruik. Dit bring mee dat daar gewoonlik 'n aaneenlopende verband is tussen die dinge wat die Here doen. Die een ding lei tot 'n ander en die ander lei tot 'n ander. Daar is altyd 'n oorsaak en 'n gevolg verband met die Here. Wat sê dit oor ons en ons kinders? Ten minste 2 dinge. Eerstens, die Christelike opvoeding, lering en voorbeeld wat kinders in die ouerhuis kry, speel 'n baie groot rol in die bekering en oorgawe van baie. Eers kan hulle wegloop, weg van die Here af, maar die saadjie wat jy geplant het, dit sal opkom. Die Here sal die voorbeeld en die lering wat hulle van ons gekry het, gebruik in die redding van jou kinders. So, jou kinders kan gered word, behoort gered te word. Tweedens, die gebed van sy mense word deur God ingeweef in die uitwerk van sy raadsplan. Ook dus ouers se gebede vir hulle kinders. Nie net ons optrede nie, die voorbeeld wat die kinders gee nie, maar gebede, jou gebede vir jou kinders. Ons geniet hierdie wonderlike voorreg om medewerkers van die Here te wees, maar dit laat ook, wil ek sê, 'n gewigtige gebedsverantwoordelikheid op jou rus. Jy moet bid vir ander, vir jou kinders se redding. Ons moet hulle aanmoedig tot getroue wil ek sê wat, gebedsbetrokkenheid. Want die Here gaan op ons gebede ag slaan. Die Here verhoor ons gebede. As jy nooit vir jou kinders bid vir hulle redding nie, dan gaan hulle nooit gered word nie. Wat doen ons oor die algemeen? Ons bid nie regtig, Here, red hierdie kinders vir my nie, red hulle nie, is net, Here, help hulle. Die Here help hulle om
te oorkom. En hulle staan, maar hulle kom nie by geloof uit nie, hulle kom nie by redding uit nie, want ons eis nie hulle siele op vir die Here nie. Here, ek eis in Jesus naam, eis ek die redding van hierdie kind van my se siel op aan U. So daarom, laat ons aanhou en voortdurend gelowig en met verwagting vir ons kinders bid. Al is hulle nog baie klein. Elke gebed is ek wil dit noem 'n fundamentklip wat in plek geplaas word waarop God vrugtige lewens in latere jare gebou sal word. Lê daardie fundamentklippe terwyl hulle klein is. Nie eers wag tot hulle eendag groot is en eers in die wêreld ingevaar het nie en nou gaan ons begin bid nie. Nee Here, van kleins af. Here, in Jesus naam, lei my, bekragtig my om vandag U voorbeeld te wees, om U geur af te gee vir my kinders, dat ek 'n voorbeeld is vir hulle, sodat Here hulle 'n begeerte kry om gered te word. Hulle begeerte het om deur U gered te word. Amen. Ekskuus, ja. Ekskuus. Wat nou van reeds volwasse kinders wat nie die Here dien nie? Dit dien vir hulle ook. Here, red hulle. Dit maak nie saak, klein of groot, maar dit maak dit net soveel makliker as jy van kleins af vir hulle begin bid en hulle siele opeis. Nou, as dit oor menslike verantwoordelikheid gaan, is Esegiel 18 dalk die Bybelse voorskrif. Oor en oor verseker hierdie hoofstuk ons en let op dat dit in die Ou Testament staan, dat elke individu self voor God verantwoordelik en aanspreeklik is. Ek kan nie vir my kinders nie en hulle kan nie vir my nie. Niemand kan vir niemand aanspreeklikheid aanvaar nie. En wat het ek gesê, dit is in Esegiel 18, né? Ja, in vers 20, word dit so gestel, daar so staan, die mens wat, laat ek net die versie kry, die mens wat sondig sal sterwe, 'n seun sal nie die straf van sy pa se sonde dra nie, en 'n pa sal nie die straf op sy seun se sonde dra nie. Wie leef volgens my wil, sal die vrugte daarvan pluk, sê die Here. Wie goddeloos is, sal die straf daarvoor dra. Amen. Dit staan in Esegiel 18 vers 20. Baie duidelik. Nie een gaan vir die ander ene kan betaal nie, verantwoordelikheid moet doen nie. Elkeen gaan vir homself verantwoordelikheid moet doen. So, die heel eerste, ouers wat hulle plig versuim om hulle kinders volgens Bybelse beginsels en voorskrifte op te voed, moenie verbaas wees as hulle in latere jare die bittervrugte daarvan in die lewens van hulle nageslag pluk nie. Want dit was die voorbeeld wat hulle gegee het. Uiteraard geld dit ook die roeping tot voorbidding. Tweedens, kinders wat die toegewyde opvoeding, lering en voorbeeld van heilige ouers oorboord gooi,
moenie verwag om die regverdige en skrikwekkende toorn van die Here te ontkom nie, want jy het dit oorboord gegooi. En derdens sê Jesegiel 18, dit bevat een van die aangrypendste oproepe tot bekering in die ganse Bybel. Vers 23, vers 30 en 32. Die Here put geen vreugde uit die dood van 'n sondaar nie, staan daar. Nee, sy behaag lê waarin? In mense se bekering en die lewe wat daaruit voorkom. Laat elkeen van ons wat skuldig is, het sy as ouer, het sy as kind, hom of haar dus bekeer en hartgrondig bekeer, Here, laat ons bekeer. En onthou, bekering het die neiging om uit te kring. Want weet jy, het is maar net so, diegene wat naaste aan ons is, word feitelik altyd ingrypend ten goeie geraak. As een tot bekering kom, dan sien jy, dis nie 100 jaar nie, dan het daar nog een tot bekering gekom, nog een, en dit brei so uit, want dit is die heerlikheid van die Here wat afsmeer. Nou, dit wat die Here gesê het, Here, hou dit enige troos in vir ontroue ouers, wat al 'n onbekeerde kind aan die dood afgestaan het. Beswaarlik kan mense meer net sê as net dit. Die berou van sulke ouers sal dieper wees as die van ander ouers. En die offer wat God meer as enige iets behaag is 'n gebroke gees en 'n verslae hart. Dit staan in Psalm 51 vers 19. Ek wil sê, mag diegene vir wie die uurglas nog nie leeg geloop het nie, die daadkrag hê om reg te stel wat tot nou toe nagelaat is. Dwars deur die eeue het baie van die mees toegewyde gelowiges se kinders verlore gegaan, dwars deur die Bybel, sonder dat dit terugherlei word tot ouerlike mislukking, wat dit nie die mislukking van die ouers was nie, maar die keuse van die kinders. Ouers kan eenvoudig nie hulle kinders se harte verander nie. Onthou dit. Ouers kan eenvoudig nie hulle kinders se harte verander nie. Hulle kan net getuig, nie oortuig nie. Jy kan nie jou kinders oortuig nie. Dit moet van hulle kant af kom. Wedergeboorte is iets wat net God kan skenk. Geloof is 'n gawe van die Here. Waarom gaan sommige verlore al het hulle die evangelie aan moedersknie geleer? Hoekom gaan hulle dan nog steeds verlore? Wel, die heel diepste redes bly gewoonlik vir ons verskuil. Ons sal nie weet nie. Hoe is dit moontlik nie? God is soewerein en hy openbaar nie alles aan ons nie. Ons begrip is te beperk. Ons leef in 'n mindere dimensie as wat God lewe. God se soewereiniteit moet ons nie bedreig nie. Inteendeel,
baie oningeligtes het iewers die idee vandaan gekry dat God wil sê dat hy doen wat hy wil en nalaat wat hy nie wil nie. Ten spyte van ons mense se beste pogings. Nee, 1000-maal nee. Ons praat hier van die algoeie God se soewereiniteit funksioneer nooit in stryd met die res van sy karakter nie. Nooit nie. Wat meer is, in sy liefde het hy nie net besluit om homself te verheerlik nie, maar ook om dit tot 'n groot mate te doen deur die redding van sondaars en om kinders as medewerkers in die proses te gebruik. Dan verheerlik hy homself. Een ding kan ons verseker wees, as God in sy soewereiniteit besluit het om iemand te red, sal hy dit doen. Hy sal, ongeag hoe balhoorig en weerbarstig so 'n persoon ook al is. As die Here besluit het hy gaan jou red, sal hy vir jou red. Dit maak selfs eers op iemand se sterfbed wees, maar hy sal gered word. Ja, prys die Here daarvoor. Ewe vasstaan dit dat die Here baie dikwels mense red, ten spyte daarvan dat hulle klipharde ongelowiges as ouers gehad het. Trouwens, meermale is sulke kinders dan instrumenteel in die redding van die ouers. Prys die Here. Daarom, sonder God se soewereiniteit en sy uitverkiesende genade, was daar geen kans dat ons kinders in sonde ontvang en gebore, net soos ek ooit gered sou kon word nie. Geen kans, nooit, ooit nie. Wie anders as net hy, sou immers 'n verlore mens se hart van klip kon vervang met 'n lewensveranderende hart van vlees. Net hy, net die Here God Almagtig. Dit is 'n hele mondvol wat ek gesê het vanoggend en ek sluit af. As jy, om maar een voorbeeld te gebruik, 'n huigelagtige lewe voor jou kinders leef. Deur Sondag, vol vroompraatjies te wees, maar die res van die week soos 'n duiwel te leef, moet jy nie verwag dat hulle as volwassenes die Here sal dien nie. Hulle sal jou voorbeeld volg. Hulle sal sê, nee, dit is skynheilig hierdie, ek wil niks saam mee te doen nie, ek wil nie. Hoeveel keer hoor ons dat mense sê, as dit 'n Christen is, dan wil ek nie een wees nie. Is dit nie? Laat ons daarop let. Here, dit wat ek uitdra na u toe, na hierdie wêreld toe, na my kinders toe, Here, dit moet wees, dit moet hulle honger maak om so te wil wees, soos u. As jy jou kinders nie volgens die ordes van die Here groot maak nie, saai jy saad wat kort voorlank hartverskeurende onkruid in jou en hulle lewens gaan voortbring. Laat dit na om jou kinders te dissiplineer en om hulle te tugtig, of jy gaan nog baie trane oor hulle stort. En ergste van alles, jy sal eendag voor die Here saam met jou kinders aanspreeklik gehou word vir
hulle verwerping van Christus en sy evangelie. Hoekom? Want jy het nie jou deel gedoen nie as ouer nie, dis daarom kon hulle nie die Here aanneem nie. Ons gaan albei voor die Here staan. Maar natuurlik is daar so in die tussentyd, is daar so Here, daar is plek, mettertyd is daar so plek waar daar kom, waar daar belydenis is, waar daar bekering is, waar daar vergifnis is en waar daar weergeboorte is. Here, dit is wat ek voorbid vir my kinders. Maak seker dat jy Christus dat jy in Christus is, dat jy in Christus leef en in Christus optree vir jouself, vir jou eie redding en ook vir die redding van jou kinders. Sal jou kinders gered word? Ja, hulle sal, want as die Here bepaal dat hulle gered sal word deur my optrede, Here, wat ek dra u uit na hulle toe, Here, hulle sal gered word, al is dit ewen net op hulle sterfbed, maar gered sal hulle word. Maak jy net seker, jy is in Christus, dien dan die Here met 'n onverdeelde hart. Wees getrou aan jou roeping as ouer, en jy het alle rede om te verwag dat jou kinders gered sal word. Amen. Moet ek dit weer sê? Maak seker jy is in Christus, dien dan die Here met 'n onverdeelde hart. Wees getrou aan jou roeping as ouer, en jy het alle rede om te verwag dat jou kinders gered sal word. Hulle sal gered word. Hierdie worries en sal hierdie kind van my ere, sal hulle ooit gered word? Ja, dit eindig vandag. Hulle sal gered word. Want Here, ek het gedoen wat u van my verwag. En dit was hulle voorbeeld. Hulle kan net hulle voorbeeld volg wat hulle gekry het. Die saad wat geplant was in hulle lewens sal opkom. Amen. Finish en klaar. Hierdie kind van my, ek het nou al 20 jaar laas van hom gehoor. Ek weet nie eens of hy nog meer lewe nie, of sy lewe nie. Die Here verwerp dit. Ek bekommer nie verder nie. Ek begin vir die Here nou reeds dankie sê. Here, dis al 20 jaar wat daar die saad besig is om te ontkiem in hulle. Here, ek word, hoe verder dit word, hoe meer daar dit word, hoe meer opgewonde raak ek, Here, want daardie saad moet ontkiem het en begin groei, Here, en groei en groot word. Sit daardie bekommernis vir oggend een kant toe. Die feit dat God kinders laat opgroei in 'n ouerhuis waar hy in gees en waarheid gedien word, is desmoontlik reeds 'n aanduiding van hulle uitverkiesing en dus van hulle komende weergeboorte en toewyding aan Christus. Die feit dat kinders in die Here se soewereine raadspan toevertrou word aan ouers wat die pad van geloof en verlossing bewandel, is na alle waarskynlikheid 'n sterk vingerwysing dat God groot planne vir hulle het. Luister mooi wat die Here sê hier op die einde.
laat ons as ouers alles doen wat ons kan om ons kinders reg groot te maak en reg te leer volgens die Here se openbaarde wil. Laat ons heilig voor hulle lewe. Laat ons sonder ophou vir hulle bid. Laat ons dan die res nederig in God se hand laat, in die wete dat hy die alwyse, algoeie en almagtige is, wat op sy tyd en op sy manier doen wat hom behaag en verheerlik. Here, ek weet, hy kinders sal gered word. Hulle het die woord ontvang, hulle het die voorbeeld ontvang, hulle kan nie anders as om gered te word nie. En ek bid vir hulle redding elke dag. Dit maak my 'n goeie ouer, 'n goeie pa op Vadersdag. Amen. 1 Korintiërs 7 vers 14 sê niks oor enige outomatiese redding van kinders nie. Maar dit wil ons wel op die hart druk dat hulle op sy gesit is. Op sy gesit is. Here, dankie dat my kinders op sy gesit is. Dat hulle besonder bevoorreg is. Dat die Here na alle waarskynlikheid ons as instrumente in hulle bekering en redding gebruik. Hou goeie moed. Hou goeie moed. Die Here sal hulle red. Hou goeie moed as jy weet, Here, ek het my kant gebring. Ek het u woord oorgedra aan hulle. Ek het u woord uitgelewe. Ek het u voorbeeld gelewe. Ek het goeie moed. U sê in die woord, Here, hulle is op sy gesit. Hulle sal nie verlore gaan nie. Ek het vanoggend goeie moed. Amen. Here, dankie vir hierdie boodskap op hierdie dag, Here. Kan vir baie ouers, paas of maas, Here, vanoggend 'n verligting gee, 'n nuwe hoop gee, 'n nuwe toewyding, Here, om aan te hou bid vir hulle kinders. Dankie vir u woord. Kom ons bid dan ook. Ons sluit die oë. Ek sal maar soos gewoonlik kort gebed doen, kort sinnetjies, dat jy kan volg. Vader, ek nader tot u in die naam van Jesus. En ek dra myself as ook my kinders, noem hulle name vir die Here. Piet, Koos, Jan, Gert, Sannie, aan u op en bid vir elkeen se weergeboorte, as hulle nog nie weergebore is nie, Here. Here, lei en bekragtig my met u Heilige Gees, om altyd heilig voor u te lewe. Herinner my om sonder ophou vir my kinders te bid, en om die res nederig in u soewereine hand te laat. In die wete dat u die alwyse, algoeie en almagtige op u tyd en op u manier sal doen wat u behaag en wat u verheerlik. Word verheerlik deur my as u instrumente gebruik,
in die redding van elke een van my kinders. Here, dankie dat my kinders veilig in die hand bewaar word, veilig in die hand afgesonder een kant gesit is. Here, ek het nuwe moed. Daardie wanhoop van 'n uur terug, Here, is verby. U het my u woord gegee vanoggend van nuwe moed en versekering. Dankie, Here, in Jesus naam, dankie. Amen. Amen en amen. Prys die Here. Dan kan ek net sê in die naam van Jesus, ontvang die seën van die Here verder en gaan in vrede, die shalom wat jy op die einde hoor. Eers in Hebreëus. Yeregogeta Adonai dishmarecha. Yair Adonai pawani lecha wechogonekta. Yesa Adonai pawani lecha we asem lecha. Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou gebede vir jou kinders aanhoor en ontvang en waarmaak en aan jou vrede gee. Amen en amen. Tot volgende keer. Die Here se seën.